Gemeente, goeiemôre van my kant af. Regtig voorreg om volgende by julle te wees. Ja, Floris is terug, dis 2 keer in 'n maand se tyd. Dit voel sommer nogal reg. Want julle, ek sê dis my regtig lekker, is 'n voorreg. En ek wil net vir julle baie dankie sê weer eens vir die geleentheid. Ek wil volgende begin deur miskien 'n vraag of 2 aan julle terug as dit reg is. Iets wat jy jouself miskien kan antwoord as jy 'n antwoord het. En die eerste vraag wat ek volgende wil vra is, weet jy volgende dat God jou geroep het vir 'n spesifieke taak? Dat God iets van jou as 'n Christen verwag. Ek is seker ons almal het al ergens in ons lewens gehoor dat God jou geroep het. Miskien het jy dit raak gelees ergens. Dalk het jy hierdie brand in jou hart al ervaar om te sê, maar daar's iets wat ek vir God moet doen. Ek glo dat daar's meer as net elke Sondag kerk toe kom. Die tweede vraag wat ek volgende wil vra is, weet jy dan wat hierdie roeping van jou lewe is? Weet jy wat God vir jou wag of wonder jy soms, maar wat is dit wat God van my verwag as 'n kind van God? Nou ek onthou, so 'n jaar terug het ons as 'n gemeente Aggies Christelwes het ons 'n reeks gedoen wat getitel was, wat op aarde soek ek hier? Ek dink julle het dit dalk ook gedoen. En ek moet sê, tydens daai reeks ek nog 'n paar dinge geleer wat vir my nogal interessant was. Nou ek gaan nie volgende daai kursus bespreek nie, maar as jy volgende hier sit en jy kan vir my sê, maar ek is onseker oor dit wat die Here vir my verwag, dan wil ek jou die sekerheid gee dat jy is nie alleen nie. Daar baie mense is wat, net soos jy soms wonder, maar wat is dit wat God van my verwag? Wat is die roeping? Jy sien, ons al baie boeke geskryf hieroor. Daar sal baie kursusse aangebied, seminare aangebied oor spesifiek oor hierdie onderwerp, roeping. Die Engels noem dit 'n calling, en dit beteken dat God jou geroep het vir iets spesifiek, en dat hy dan van jou verwag om dit te doen. Sou jy natuurlik dit wil doen. Ons weet, ons God is nie iemand wat sou dit ons afdwing nie, dat ek jy tog 'n keuse het of ons dit sal wil doen of nie. Nou ek kan maklik volgende hier staan en sê, ja, my roeping is om 'n pastoor te wees, om die woord te bedien, maar kan jy verseker, dit is nie al nie. Daar meer opgestuit is. Ons weet, nie almal van ons word geroep om pastore te wees nie. Nie almal van ons is sondagskonderwysers of voorsangers of bediening in die kerk nie, maar tog is ons almal geroep om iets te doen. Ons almal het 'n rol om te speel in die koninkryk van God. Peter skryf dit so mooi, dan sê hy vir die gemeente, dan sê hy in 1 Petrus 2 vers 9, dan sê hy, dit geld egter nie vir julle nie, want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n nasie wat heeltemal God sinne is. Dit het God bewerk, sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dis vir my so mooi. Petrus sê, ons is gekies. Nou weet jy van julle nie, maar om gekies te word vir iets, beteken dat jy goed genoeg is. Dat die persoon wat jou kies, dink jy die vermoë om te doen dit waarvoor hy jou gekies het. Ek onthou, as 'n laerskoolseun het ons hard rugby geoefen, en dan was die gebruik gewoonlik gewees op 'n donderdag, dit was die laaste oefening voor Saterdag se wedstryd, dan sou al die seuns by mekaar kom, dan sou die meneer nou daar sit met al die rugby truie, en dan sê hy het nou so 1 vir 1 uitdeel, soos hy nou goed dink wie nou Saterdag daai posisie gaan speel. En ek sal nooit vergeet die opgewondenheid wat jy kry, as hy daai trui die sak uithaal, en hy roep jou na my en sê, Jacques, jy is vandag linkervleuel, of Saterdag linkervleuel. Dan kon jy daai trui huis toe vat, en dan moet jy hom gou gaan was, en dan was die gebruik gewoonlik gewees, die volgende dag, wat die Vrydag is, kan jy dan met hierdie trui rondloop, en jy kan hom aantrek, nie nodig om 'n skoolhemp aan te trek nie, dan het jy met hierdie trui rondgeloop, so almal kon sien, dat jy gekies is, jy het die span gehaal, jy was goed genoeg gewees, jy het hard genoeg geoefen, die coach het iets in jou gesien, wat gesê het, daar's potensiaal, hierdie kind gaan dit maak. Hy gaan vir my 'n wedstryd speel, en ek was miskien nie die beste rugby speler nie, maar ek onthou, ek het gedink ek is die regte speler. Ek dink Cheston Colby so moeilikheid gehad het, as hy teen my moes speel daai tyd. Dis so mens gevoel het, en soos ek sê, ek weet ek was nie die beste nie, maar net die feit dat jy gekies is, het vir jou daai sekerheid gegee om te sê, maar ek is goed genoeg. Daar's iets omtrent om gekies te wees. Baie mense vandag wonder, waarvoor is ek geroep? Wat verwag God van my? En ek wil begin weer te sê dat God het ons gekies. En daar's 3 tipe roepings wat ek net volgende net vinnig met julle wil bespreek. En die eerste een is daai ewigheidsroeping na Jesus Christus. Waarvan praat ek? Die Heilige Gees is elke dag besig, reg deur die eeue heen, besig om mense reg oor die wêreld na Jesus te roep. Deur hulle te oortuig van hulle sonde, hulle oordeel en geregtigheid. Ons ken die bekende gedeelte van Johannes 3 vers 16 wat sê, almal wat aan hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal ewige lewe erwe. Ons weet dit.
En dit is die ewige roeping na Jesus Christus. En selfs as jy volgens die sit en jy is 'n kind vir die Here al vir baie lank, is die Heilige Gees nog steeds besig in jou lewe om jou weg te hou van die verkeerde dinge af. Hy roep ons na Jesus toe. Hy keer dat ons nie afdwaal nie. Hy keer ons die verkeerde dinge doen. Hy maak ons bewus van ons sondige natuur en hy help ons ook om weg te bly van dit wat verkeerd is. Die skrifgedeelte volgende wat ek gaan lees oor hierdie roeping waarvan ek praat, lees ons in 1 Petrus. En Petrus was 'n persoon wat geweet het wat dit om geroep te wees. Ons weet, ek noem hom sommer die impulsiewe disipel. Petrus was daar een disipel gewees wat gedoen het voor hy gedink het, wat gepraat het voor hy gedink het. Ons weet hy het soms so opgetree. En in Lukas 5 dan sien ons, hy vang die hele nag niks vis nie. En dan is dit Jesus wat hom persoonlik roep. Jesus, die Seun van God, roep hom persoonlik om sy disipel te wees. En nie meer van visse te vang nie, maar van toe af mense te vang. So Petrus het geweet wat dit beteken om aardse dinge agterlaat. So dis die ewige roeping waarvan ek praat, waar Jesus Christus, waar die Heilige Gees, die onderleiding van die Heilige Gees, mense roep na Jesus toe, koninkryk toe, na Jesus toe. Dan is daar 'n tydelike roeping, en ek seker jy het al gehoor van dit, 'n tydelike roeping miskien vir 'n spesifieke taak. Dis gewoonlik waar jy 'n roeping ontvang om iets spesifieks te doen, iets wat jy dalk gedink het jy sal dit nooit doen nie. Kom ons as 'n voorbeeld miskien 'n sondagsonderwyser. Jy het nooit gedink jy sal 'n sondagsonderwyser wees nie, en daar's 'n leemte in die kerk. Hulle soek ons sondagsonderwysers en die Here lê op jou hart dat jy moet die rol vervul. Dit mag dalk net wees vir 'n tydelike taak, miskien 'n rukkie, dalk kan dit wees om te help by 'n shelter of by 'n kinderhuis. Dis 'n tydelike en dis gewoonlik die een roeping wat mense so 'n bietjie opgewonde maak. Dat om mense so klein bietjie die comfort zone uitruk om te sê, ek is nie opgelei hiervoor nie, maar ek sal in die bresse staan. Ek sal dit doen vir die Here. Dis 'n tydelike roeping en mag dalk nie vir lank wees nie, dalk vir 'n maand, 2 maande, 3 maande, dalk vir 'n jaar. Is net vir 'n klein rukkie. En dan is daar 'n ander tipe roeping. En hierdie is die tipe roeping by wat ek volgende wil stil staan. Hoekom? Want dit raak elkeen van ons. As kinders van God word ons geroep om 'n keuse te maak, om 'n ander leefstyl te leef as die wêreld. 'n Ander leefstyl, dalk bietjie van 'n hoër standaard volgens die Bybel, dat ons anders sal optree. En so gesê, dit raak elkeen van ons. Maak nie saak waar jy jouself bevind vanoggend in jou lewe nie. Jy kan jonk wees, jy kan oud wees, jy kan onlangs tot bekering gekom het, jy kan jare op die pad saam met Jesus Christus wees. Jy kan 'n titel in die kerk dra soos 'n pastoor of 'n voorsanger of 'n sondagsonderwyser, of jy kan net 'n persoon wees wat elke Sondag kerk toe kom. Hierdie roeping raak elkeen van ons om 'n hoër standaard te leef. Nou as ek dink aan roeping, die eerste ding wat in my kop gaan is sê, as God my geroep het, of as iemand my roep om iets te doen, dan is die eerste vraag wat ek myself vra, wat moet ek doen? As jy my roep en my 'n taak gee, wat is dit wat ek moet doen? Maar jy sien, God werk so klein bietjie anders. Hoekom? Want voor God gaan sê wat hy van ons verwag, gaan hy eers so 'n bietjie in ons karakter werk, né? Hy gaan seker maak dat ons bekwam is en reg is om hierdie taak vir hom te doen. As jy nie reg is nie, as jou karakter, jou persoonlikheid nog nie reg is nie, dan sal jy nie die wil uitvoer of die taak uitvoer volgens God se wil nie. Daarom is dit belangrik dat ons eers na onsself moet kyk. Jy moet weet wie jy is. God kyk na ons hart, hy kyk ons motiewe, hy kyk ons na ons integriteit, hy kyk ons karakter, en as hierdie goed in plek is, dan sal hy vir ons die taak gee. Daarom is dit belangrik om te weet wie jy is. Hoekom? Want as jy weet wie jy is, sal jy weet wat om te doen. As ek 'n voorbeeld kan gee, verbeel jou, ons sit in 'n restaurant hier volgend en iemand word flou, vir wat se rede ook al, stuk in 'n stukkie vleis of wat ook al wees, meeste van ons sal paniekerig wees. Ons sal nie weet wat om te doen nie, ons sal nie weet om hierdie persoon te help nie, ons sal dalk verboureerd wees, nie seker wat om te doen nie, maar as jy 'n dokter in die vertrek is, sal hy dokter dadelik weet wat om te doen. Hy sal weet wat die beste sal wees om hierdie persoon te help, sonder om paniekerig te raak, sal hy weet presies hoe om hierdie persoon te help. Dit sal nie nodig vir jou wees om te vra, skoon my, hier het 'n persoon flou geval, wie gou kom help nie. Hy sal dadelik opspring en daai persoon gaan help. Hoekom? Want hy's 'n dokter. Hy weet, hy's 'n dokter. En wat doen dokters? Hulle help mense wat flou word. Hulle weet presies so. En daarom in hierdie gedeelte in 1 Petrus wat ons nou gaan lees, sal jy sien dat Petrus, is dit vir hom ook belangrik om hierdie gelowiges, hulle was nou versprei van verskillende nasies af, hulle is nou gelowiges, hulle was nie die Joodse stam uit nie, en dit was belangrik vir Petrus om hierdie mense te herinner, om vir hulle presies te sê wie en wat hulle is. Hulle moet dit verstaan. Hulle moet verstaan dat hulle nie sommer net enige mense is nie, maar dat God hulle gekies het. Daarom is belangrik so gesê het,
In daai tyd was dit ook so gewees dat mense 'n mispersepsie gehad het van Christene. Baie mense gedink Christene is towenaars en bygelowig omdat Christendom gepaard te gaan het, veral in die Nuwe Testament met wonderwerke. Towerkunsies wil ek amper sê, daar was goddelike wonderwerke. So mense het dit geassosieer as towerkunsies, daarom het hulle gedink hierdie mense is bygelowig en baie van hulle is towenaars. Ook was daar hierdie mispersepsie gewees dat Christene kannibale is, glo dit of nie. Hulle gedink het Christene is kannibale. Hoekom? Omdat daar so baie verwys is, veral tydens die nagmaal om die liggaam van Christus te eet en drink van die wyn, want dit is die bloed van Jesus. So mense het gedink dalk is hierdie Christene kannibale, so daar was 'n mispersepsie gewees. Daar was 'n haat gewees onder die Christene. Hulle was vervolg gewees omdat hulle nie wou deelneem aan die ander gelowiges se tradisies nie, want hulle was mos nou afgesonder, 'n ander geloof gewees. So daar was 'n haat gewees en daarom is dit vir Petrus baie belangrik om hierdie mense te herinner. Maar wie is julle eintlik? Wie is julle identiteit eintlik? Wie is julle? En dan sê hy vir die mooi stuk in 1 Petrus 2 vers 9, 'n baie bekende gedeelte, dan sê hy: dit is geld egter nie vir julle nie. Want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan. 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan. 'n nasie wat heeltemal God sinne is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig geroep het. In hierdie woorde sê Petrus vir hierdie mense: julle is nie gewone mense nie. Julle is nie soos die wêreld nie. Julle is uitgekies. Hoe wonderlik om te dink dat God julle self uitgekies het. God het hulle gekies. Hy sê vir hulle, hy vertel hulle karakter. En presies wat hy vanoggend vir daai gelowiges gesê daai dag, is presies wat hy vir my en u sê vanoggend. Ons is gekies. God het ons persoonlik gekies om sy nasie te wees. Ek wil jy moet dit baie mooi verstaan vanoggend, dat God jou gekies het. Dat God jou geroep het, dat hy jou persoonlik gekies het om deel te wees van sy familie. Ek het al so baie keer gesê dat ek het so 'n probleem met die ou term wat mense gesê het, ek het my hart vir die Here gegee. Want as ek dit sê, dan wil dit impliseer dat ek iets gedoen het, dat ek iets gewerk het vir my redding, en ons weet ons kon nie. Die Bybel is baie duidelik, as dit nie vir Jesus Christus was nie, as dit nie vir die Heilige Gees was nie, sou ek en jy nooit tot inkeer kon kom nie. Dit sou nie moontlik gewees het nie. So, God kies ons. Hy kies om sy familie te wees. Net soos hy vir Petrus gekies het om sy disipel te wees, so kies hy vir my en jou. So het hy ons gekies, die dag toe hy bekend gekom het, om sy disipel te wees, om deel te wees van sy heilige nasie, 'n koninkryk. En ek is seker vir hierdie gelowiges, toe hulle die woorde hoor, moes dit vir hulle so baie beteken om te weet, yes, hulle is nie gewone mense nie. Hulle is deel van 'n koninkryk, God se koninkryk, wat uit priesters bestaan. Jy moet verstaan, priesters in daai tyd, veral onder die Jode, het 'n hoë aansien gehad. Mense het respek gehad vir hulle. Dit was asof hierdie mense 'n hoë aansien gehad het. So vir hulle om te hoor dan dat hulle 'n koninkryk is wat uit priesters bestaan, dat Petrus na hulle verwys as priesters, moes vir hulle ongelooflik baie beteken het, dat hulle priesters genoem word, gevul met dieselfde gees wat in die priesters was, gevul met dieselfde gees wat in Petrus was, en dat daar nou 'n taak is, dat hulle deel is van God se plan. Petrus sê dat hulle anders is, hy verduidelik vir hulle, nie net as 'n individu is jy anders nie, maar selfs as hulle vorm deel van 'n heilige nasie, dat saam vorm hulle deel van 'n heilige nasie, 'n nasie wat deur God geroep is, om in sy diens te staan, en om sy werk te doen, deel van God se planne, deel van God se groter prentjie. Dis moes hulle so ongelooflik baie bemoedig het, omdat hulle liggame behoort nie maar hulle self nie, maar dat hulle dier gekoop is deur die bloed van Jesus. Hulle behoort nie aan hulle self nie, en daarom sal hulle omsien en kyk na hulle liggame. En net soos daai gelowiges die woorde gehoor het, sê ek weer vanoggend, ek en u is geroep op dieselfde mate. Ons is ook geroep, ook uitgekies, ook uitgehaal uit duisternis en geplaas in Jesus Christus se wonderlike lig. Ons is nie meer dieselfde wat ons vroeër was nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, dan sê hy, die dag toe jy bekend gekom het, jy 'n nuwe skepsel, jy's 'n nuwe mens, die ou mens is dood, die nuwe het gekom, en ons is geroep spesifiek vir hierdie doel, vir 'n nuwe lewe. En as jy volgende kan sit,
En jy kan vir my sê, ek glo dit, ek weet wie ek volgens is, dat ek deel is van God se heilige nasie, dat ek deel is en uitgekies is deur God, dat God my goed genoeg geag het om my te kies vir hierdie spesifieke taak, vir hierdie spesifieke doel, dan wil ek volgens vir jou sê, sal jy ook presies weet wat jy moet doen. So wat moet ons doen? Maar voor ons daarby kom, wil ek net die volgende sê, dat goeie nuus, slegte nuus volgend. Die goeie nuus volgend is dat die wêreld dink nie meer dat Christene towenaars is nie. Die wêreld dink nie meer ons is kannibale en vol van onsself by gelowig nie, maar die slegte nuus is die wêreld dink dat Christene is selfregverdigend. Hulle dink ons is veroordelend. Die wêreld dink Christene is skynheilig, dat ons onverdraagsaam is, dat ons net rondloop om mense se foute uit te wys. Dis die mispersepsie wat die wêreld vandag het van Christene. En dit is die wêreld ek jy gaan trotseer vandag, om Jesus te gaan verteenwoordig in hierdie wêreld. Ek vra weer, so ek gesê het, wat wil jy weet, wat jou roeping is? So jy weet wat God van jou verwag, en ek vir jou die antwoord nou gee. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 8 en 12 en sê hy, hier is die antwoord, dis waarvoor God ons geroep het. Geliefdes, omdat julle uitlanders en bywoners is, waarsku ek julle om nie aan julle natuurlike neigings toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene. Selfs al kla julle aan van wangedrag, hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God die eer daarvoor gee wanneer hy kom rekenskap vra. Dis die opdrag. Dis wat God ons voorroep, om so te leef. Petrus begin deur te sê, ons is uitlanders en bywoners. Hoekom is dit belangrik dat hierdie gelowiges dit weet? Hulle moet weet dat hulle is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek en jy as Christene vandag weet dat ons ook uitlanders en bywoners van hierdie stikkende wêreld is, nê? Ons weet ons verteenwoordig 'n ander koninkryk. Dat hier waar ons vandag is, ons liggaam soos hy is net 'n tydelike woning. Duidelike woning. Daarom moet ons leefstyl en ons standaarde, die manier waarop ons leef, verteenwoordig nie hierdie wêreld nie. Ons verteenwoordig 'n ander koninkryk. Dit is God se koninkryk, waarvan Jesus Christus die koning is. Dit is die leefstyl wat ek en jy gaan moet aanpas. Ons leefstyl moet ooreenstem met die leefstyl van ons koning in die hemel, Jesus Christus. Paulus sê, so gesê nou in 2 Korintiërs 5, dat ons 'n nuwe mens is, maar dan gaan hy verder in vers 20, dan sê hy, ons is ambassadeurs. Ons moet optree soos Jesus se ambassadeurs in hierdie aarde. Met ander woorde, as mense my sien en jou sien as 'n kind van die Here, moet ons Jesus Christus kan sien. Hoekom? Want ons verteenwoordig Jesus. Ons verteenwoordig sy koninkryk. Ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Daarom kan Paulus skryf in Romeine 12, as hy sê dat ons moenie gelykvormig wees in hierdie wêreld nie. Ons moet toelaat ons denke vernuwe word. Dan sal ons presies weet wat die perfekte wil van God is. So is belangrik dat hy dit dan uitwys. En ek wil hê u moet verstaan volgende ook, dat ons is net bywoners. Ons is nie tydelik hierso, dat ons koninkryk in die hemel is, en dat ons daai koninkryk verteenwoordig deur dit wat ons sê, dit wat ons doen. Ek sê altyd vir die jong mense, dat as ek lyk sien wêreld, as ek praat sien wêreld, as ek doen sien wêreld, dan verteenwoordig ek mos nie hierdie God se koninkryk nie. Dan verteenwoordig ek die koninkryk van hierdie wêreld. Dan gaan Petrus verder en hy sê, handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl. Ons weet ons van ander koninkryke het gesê, daarom moet ons leefstyl ooreenstem met daai koninkryk, waarvan Jesus Christus die koning is. Dit is vir my interessant dat Petrus in hierdie gedeelte, hy sê nie dat ons mense moet oortuig om te glo daad waar ons glo nie. Hy sê nie ons moet hulle forceer of probeer beïndruk nie. Al wat hy sê is dat ons hulle sal wys deur hoe ons wat ons glo deur hoe ons optree. Hy sê ons sal ons geloof aan hulle wys deur hoe ons optree. Ons leefstyl is die ding wat hulle sal oortuig. Nie ons woorde nie. Nie ons bumper sticker of die kruis wat ons om die nek dra of die what would Jesus do? Dit sal mense nie oortuig nie. Dis hoe hy persoon hanteer wat die deurslaggewende faktor sal wees. Ek sê die enigste kenmerk wat 'n kind van die Here het wat ons anders maak, is die liefde van Christus. As ons liefde het vir mense, dan sal mense kan sien ons leef anders as die wêreld. Ons tree anders op. Ons moet eerbaar leef. As ons eerbaar is, dan eers 'n bietjie hierdie skeptiese wêreld se vertroue wen, dan sal ons hierdie mense kan oortuig deur ons leefstyl, dit waarin ons glo. Dis al hoe ons die brug sal bou om hierdie skeptiese wêreld te bereik, deur hoe ons optree. Voor iemand vertel waarin jy glo, bewys jy 'n bietjie liefde aan hom. Hanteer hom mooi, sagmoedig, wees vriendelik teenoor hom. Daai vrugte van die Gees waarvan ons lees in Galasiërs 5:22. As dit vorendag kom, sal dit makliker wees
om 'n stukkende wêreld te bereik, ongelowiges te bereik. So ek sê, voor jy mense vertel waarin jy glo, bewys jy liefde, wys jy hoe jy leef. Jy het nie altyd nodig om jouself te verdedig nie. Jy het nie nodig om jou geloof te verdedig nie. Jy het nie nodig om met 'n Bybel in die arm te loop en Bible punching te doen nie. Jy het nie nodig nie. As jy net die manier hoe jy leef, jou leefstyl, bietjie liefde, bietjie meer verdraagsaam is, sal mense dadelik kan sien dat jy anders is, dat jy 'n ander koninkryk verteenwoordig. 1 Petrus 2:15 skryf Paulus en sê hy, dit is God se wil dat julle goeie gedrag die mense wat uit onkunde van julle kwaad praat, sal stilmaak. Moenie 'n fout maak nie. Die wêreld praat nog steeds sleg van Christene. Die wêreld kyk nog steeds snaaks na ons en veroordeel ons en sê ons wat ons gaan glo is nie die waarheid nie. Maar dis oké, want hier sê ons dat ons goeie gedrag sal hierdie mense stilmaak. Dis die enigste manier hoe ons hierdie mense stilmaak is deur ons goeie gedrag. Die manier hoe jy daagliks leef, nie net op Facebook nie, nie net wanneer jy by die kerk is nie, hoe jy daagliks leef, tussen jou familie, tussen jou vriende, by jou werksplek, hoe jy daar optree, sal maak dat mense wat sleg praat van jou, stilgemaak sal word. Dit sal ons strategie wees, om liefde aan die wêreld te wys. Nie ons eie liefde nie, Jesus se liefde wat binne ons is, soos hierdie mense wys, mense getrou te bedien en mense te help wat in die moeilikheid is. So ek nou net gesê het, moenie 'n fout maak nie, dit gaan nie altyd maklik wees nie, mense gaan nog steeds sleg praat van ons, jy gaan aanhou goed doen en die regte dinge doen, mense gaan nog steeds sleg praat. Ons weet dit, maar dan dink ek aan Galasiërs 1:10 waar Paulus skryf en sê hy, lyk dit dan vir julle nog steeds, uit my woord uit, lyk dit vir julle nog steeds of ek mense probeer tevrede stel, of probeer ek God tevrede stel, want as ek mense probeer tevrede stel, dan is ek nie 'n kind van die Here nie. Is dit nie kosbaar om te dink dat dis die standaard waarvoor ons Paulus geleef het nie. Hy het nie gegee om, hy het nie omgegee as mense sleg praat van hom nie. Hy het nie omgegee nie. Hy het net God tevrede gestel. Ons kan nie opgee nie. Ons moet wees soos Jesus Christus. Ons weet Jesus was ten alle tye altyd liefdevol, altyd verdraagsaam. Hulle het nie altyd van hom gehou nie. Ons weet die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie keer met hom gestry en beklei oor die woorde wat hy gesê het, maar ons sien nêrens dat Jesus nie liefdevol was nie. Hy was verdraagsaam gewees. Een ding van Jesus Christus, hy was altyd toeganklik gewees. Wat beteken toeganklik? Beteken jy het altyd tyd vir mense. Ons sien nêrens waar Jesus so besig was dat hy vir mense gesê het, ek het nie nou tyd vir jou nie. Ek sal môre na jou luister. Jesus het altyd tyd gehad vir mense. En glo my, hy was ook besig gewees dat jy vandag is. Jesus was nooit arrogant nie. Jesus het nooit neergekyk op mense nie. Maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. Al was hulle die verstote mense, soos die melaatses gewees, of die vrou wat op Jewe daam die hoofstal betrap is. Jesus het nooit neergekyk op mense nie. Hy was nooit onbeskof nie. Jesus was nooit vol van homself te sê, ek is die seun van God, ek weet alles, ek het hierdie aarde geskape, wat weet julle tog nie? Nêrens was Jesus vol van homself nie. Nêrens was Jesus op die verdediging nie. Jesus het nooit gevoel dat hy homself moet bewys aan mense nie. Jesus het nooit 'n wonderwerk gedoen om homself te bewys nie. Hy het geweet wie hy is, hy het geweet hy is die seun van God. Daarom sê ek, as ek en jy vandag weet wie ons is, as kinders van die Here, sal ons ook weet om op te tree. Ons is nie nodig om onsself te verdedig nie. Petrus skryf die volgende woord oor Jesus, dit is my so mooi, in 1 Petrus 2 vers 22-24, gaan sê hy het nooit sonde gedoen of geen leuen vertel nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God, wat altyd regverdig oordeel. Hy het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra. So is ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe, omdat God ons verhouding met hom herstel het. Deur sy wonde is jy genees. Net soos Jesus Christus, broer en suster, moet ek en jy anders optree as die normale wêreld. Die wêreld sê, as jy my beledig, sal ek jou terugbeledig. Net baie erger. As jy my seer maak, sal ek vir jou wys. Ek sê jou wys hoe seer ek jou kan maak. Jy het dit eers gedoen. Dis wat die wêreld sê. Die wêreld sê, ek sal kwaad met kwaad vergeld. Dit is my reg. Maar as dit nie Jesus wat in Matteus skryf, en sê hy, maar gee vir jou ander verbod. Hy sê vir hulle dat ons moet ons vyande lief hê. Dat ons nie net moet goed wees met hulle wat goed is vir ons nie. Hy sê, want as ons dit doen, dis presies wat die wêreld doen. Hy sê, ons liefde moet 'n hoër standaard, presies wat hy nou gesê het, dit moet 'n hoër vlak wees. Ons leefstyl moet 'n ander standaard wees. Hoekom? Want ons verteenwoordig 'n ander koninkryk. Die koninkryk van ons Jesus Christus. Jesus, net voor hy gekruisig is,
wil afsluit met dit, dan praat hy met sy disippels en hy is besig om hulle voor te berei vir dit wat op pad is. Natuurlik moet jy verstaan, die disippels het nie geweet wat gaan gebeur nie. Hulle hoor net Jesus gaan weggaan en hulle harte is ontsteld en hulle weet nie wat dit beteken nie en min wetend sou hulle geweet dat Jesus gekruisig sou word en dat hy weer op sou staan. En dan is Jesus in die woord en hy sê vir sy disippels in Johannes 13 vers 34, dit sal nie op die bord wees, en sê hy, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hoekom sê hy is 'n nuwe gebod? Want hy gaan na 'n hoër standaard toe. Hy gaan na 'n hoër standaard, die liefde moet bietjie hoër gaan. Hy sê, nou moet julle mense net lief hê, soos julle vroeër lief gehad het nie. Julle is my disippels. Daarom as julle my disippels is, moet julle mense lief hê, soos ek julle lief gehad het. Dit klink amper onmoontlik, maar deur die genade van die Here, onder leiding van die Heilige Gees, sal dit moontlik wees. Dan maak dit makliker om iemand te kan vergewe. Dit maak dit makliker om bietjie meer verdraagsaam te wees. Dit maak dit makliker om, as mense jou sleg sê, om nog steeds aan te hou ter wille van die koninkryk van God. Hoe sal hulle weet dat ons liefhet? Hoe sal hulle weet dat ons hulle liefhet as hulle nie wys nie? Hoe sal die wêreld weet dat ons hulle regtig liefhet as ons nie ons liefde wys nie? As jy weet wie jy is, as jy dit glo, sal jy weet wat om te doen. 1 Petrus 3 vers 9 sê dit, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Dit is waartoe God julle geroep het en waarvoor hy julle sal seën. Dis die boodskap kort en kragtig, dat ons almal geroep is tot 'n hoër standaard. Dat ons nie soos die wêreld kan lyk nie. Dat deur hoe ons optree, dat ons koninkryk van Jesus Christus sal verteenwoordig. Daar waar jy beweeg, by die werk, by die huis, in die winkelsentrum, as jy groceries gaan koop, wat ook jy doen, daar waar ons is ons 'n bietjie meer geduldig, ons 'n bietjie meer verdraagsaam. Of lyk ons die wêreld? Jesus Christus, dag toe tot bekering gekom het, is ons elkeen geroep tot 'n hoër standaard. Ons moet anders leef. Mense moet ietsie anders binne ons sien. Hoekom? Dat is verdoor nie hierdie wêreld nie. Ons die koninkryk al bo, waarvan Jesus Christus die koning is, wat ons verteenwoordig, en ons is sy ambassadeurs hier op aarde. Amen. Kom ons sit so, nou bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie Vader vir hierdie kosbare woord, Here. Dankie Vader dat U alles in plek gesit het, Here, dat U ons gekies het, elkeen van ons persoonlik gekies het vir hierdie taak, Here, om 'n hoër standaard te lewe, 'n leefstyl te leef, Here, wat vir U aanneemlik is, 'n leefstyl, Here, dat die wêreld sal sien wat sy koninkryk ons verteenwoordig. Here, ons wil vir U sê dankie dat U vir ons lief is. Dankie Here dat U liefde nooit vir ons sal stop nie, Here. En Vader, daar waar ons beweeg, Here, dat ons U kan verteenwoordig. Here, is 'n voorreg om U naam, Here, om 'n Christen te genoem te kan wees, om onsself te vier met selfwig, Here, onsself te kan koppel aan Jesus Christus, Here. Ons weet is nie altyd maklik nie. Ons weet, Here, die wêreld is maar boos daar buite en is soms moeilik, Here. Maar ek wil tog bid, Here, dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee, dat ons sensitief sal wees vir die insprake van die Heilige Gees, Here. Dat ons osself sal evalueer en onsself die vraag sal vra, maar hoe lyk my leefstyl? Hoe lyk my leefstyl? Kan mense sien dat ek aan 'n koninkryk verteenwoordig? Nie omdat ek beter is nie, maar omdat ek lewe vir Jesus Christus. Here, sal hierdie napreke van die woordfees, Here, waar ons met mekaar uitgaan, Here, en in die week wat voor lê, Here, dat ons leefstyl sal aanpas, Here. Dat ons die nodige veranderinge sal doen wat nodig is, Here, om hierdie leefstyl, Here, aan te pas, sodat ons aanneemlik vir U kan wees. Dat die leefstyl sal wees, Here, wat die wêreld sal kan sien, vir ons verteenwoordig, en dit is U. Here, ons bid in die naam van Jesus, en ons dank U daarvoor, Here. Amen.